Liewe vriende, jong mense, ons gaan lees vandag uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Ons tema van vandag is jy reg met 'n antwoord. So, ons het klaar gebid. Ek wil begin met 'n storie van 'n meisie met die naam Sally. Sally was maar jou tipiese hoërskoolmeisie. Sy was baie spontaan, baie vriendelik. En toe op 'n dag kom daar 'n nuwe ouetjie by die skool. Sy naam was Willie. En Willie het sommer van die staanspoor af bekend gemaak dat hy is 'n ateïs. Hy glo nie in God nie. En aanvanklik het Willie hom al so een kant gehou, maar eendag toe keer hy nou vir Sally voor en vra vir Sally, Sally, hoekom glo jy in God? En Sally is heeltemal onkant gevang en 'n bietjie verboureerd en sy het sommer een of ander verskoning uitgedink hoekom sy nie kan praat nie en na uit die voete uitgemaak. 'n Paar dae later toe kom Willie weer na toe en hy vra, glo jy regtig waar Jesus het opgestaan? En 'n ander keer, wie het die duiwel dan nou geskape? En hoe weet jy die Bybel is waar? En dan elke keer as Willie na Sally toe kom met hierdie vraag, dan dink sy gou vinnig een of ander verskoning uit en maak dat sy wegkom. Maar eendag kom hy na hy toe en hy vra vir haar, Sally, kan ek saam met jou kerk toe gaan? En Sally skrik haarself mors dood en weer eens het sy gesê, skus, ek is haastig, moet vinnig, en sy net verdwyn. En toe skryf sy 'n brief. Nou hierdie is 'n ware storie. Daar in Amerika is daar 'n briewekolom deur Abby, waarin mense skryf as hulle probleme of raad soek. En sy skryf toe hierdie volgende brief aan Abby, wat so klink. Liewe Abby, deur Abby, daar is hierdie kind by my skool wat gedurig vir my vra oor God vra en wat ek glo. Hy sê hy's 'n ateïs, maar vir 'n ateïs vra hy darem maar baie vrae oor God. Ek verstaan nie hoekom nie. Probeer hy dalk 'n gek maak van my. Omdat hy weet ek gaan kerk toe. En hoe hy dit uitgevind het, weet ek ook nie, want dit is nie asof ek 'n kruisie om my nek dra of gereeld CSV toe of kruispad toe gaan nie. In elk geval, sy nuutste is om vir my te vra of hy saam met my kerk toe kan gaan. Hy begin my nou irriteer. Ek hou van my kerk en ons te cool jeuggroep. En ek wil verseker nie die ou saamsteek nie. Ek het vir God gebid dat hy moet maak dat die ouetjie my sal uitlos, maar tot dusver hou hy nog aan om sy irriterende vrae te vra. Enige raad? Wat 'n raad sou julle vir Sally gee? Hoe sou julle vir Sally kon help om hierdie ou te hanteer? Kom ons hoor 'n bietjie. Wat is Petrus se antwoord? Ek lees daar 1 Petrus 3. Ek gaan daar vanaf vers 13 lees. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar self as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat oor julle lewenswandel in Christus, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kry dat hulle van julle kwaad gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Net tot sover. Petrus sê, ons moet reg wees met 'n antwoord. Hy sê, ons moenie toelaat dat daar 'n geleentheid verby ons gaan om te praat oor die hoop wat in ons lewe nie. So nou het ek 'n volgende vraag. Nie net aan ons jong mense nie, maar aan almal wat vanmôre sit. Hoeveel mense het jou al uitgevra oor jou geloof, oor jou verhouding met God?
Nou, daar kan mos nou baie redes wees hoekom niemand jou nog ooit uitgevra het nie. Dalk is dit maar net toevallig, maar dit kan ook so wees, dat niemand jou nog ooit uitgevra het nie, omdat hulle nie dit in jou lewe raak sien, wat vir hulle sê, jy het dalk vir hulle antwoord nie. En daaroor moet jy 'n bietjie bekommerd raak. Dat mense wat jou sien, nie kan sien dat jy of toegewyd genoeg, of kundig genoeg, of geloofwaardig genoeg is om hulle vrae te beantwoord nie. En ek wil gou by hierdie 3 woorde stil staan: toegewyd, kundig en geloofwaardig. Toegewyd beteken dat mense kan raak sien dat jou verhouding met die Here is vir jou 'n erns. Hulle kan sien dat jy gereeld kerk toe gaan, dat jy Bybel lees, dat jy iemand is wat die Here se wil soek voor jy besluite en keuses in jou lewe maak, dat jy gehoorsaam is aan God se wil, dat jy goeie dade doen. Kundig is dat jy weet wat jy glo. Jy weet waaroor die evangelie van die Here Jesus gaan, en jy kan dit vir iemand verduidelik. Jy ken dalk nie die hele Bybel uit jou kop nie, maar jy het dan so min of meer idee waaroor dit gaan en wat die stories is en hoe alles by mekaar aansluit. En die 3de woord is geloofwaardig. Geloofwaardig beteken dat mense, as hulle kyk na jou woord, hulle kyk na jou lewe, dan sien hulle maar dit, hoe jy lewe, is in lyn met dit wat jy ook sê. Dat jy eerlik leef, dat mense kan glo wat jy sê, want what you see is what you get. Jy is geloofwaardig, iemand wat vertrou kan word. Nou Willie het waarskynlik een van hierdie 3 dinge, of dalk al 3, by Sally raak gesien. Dalk het hy raak gesien dat sy Vrydag tweede pouse altyd na die praise and worship gaan. Of dalk het hy iewers in die dorp gesien op pad kerk toe, of gehoor dat sy by die jeuggroep inskakel. Dalk het hy gesien dat sy iewers haar pouse broodjie gedeel het met 'n maat wat nie het nie. Maar hy het iets in haar raak gesien, wat hom laat dink het, maar hierdie meisie weet iets van God. En daarom het hy hom genader, omdat hy iets in haar raak gesien wat vir hom buitengewoon was. En vriende, as die Here Jesus regwaar in jou leef, dan raak jy op 'n manier aantreklik vir mense rondom. Jy trek mense na jou aan, want dit is wat die liefde van die Here Jesus doen. Nou, dit kan dalk ook so wees. Hier is nou 'n paar jong manne ook wat vandag in die kerk sit, wat sê, maar nee, ons weet nie dit nie. Dalk het sy net 'n baie mooi lyfie gehad, of 'n paar mooi bene. Dalk was dit wat vir Willie na Sally toe aangetrek het. Maar ouens, as dit so was nie, dan sou hy seker daarom aan 'n beter pick-up line kon gedink het nie. Pick-up line soos in, hoe weet jy dat God regtig is? Dis dan nie 'n goeie pick-up line nie. Dan moes hy eerder iets gesê het, soos, luister, het jy dalk vir my 'n pleister? Want ek het baie hard vir jou geval. Of gaan jy omgee as ek 'n bietjie agter jou aanloop, want my pa het gesê ek moet my drome volg. Nee, hy gebruik nie pick-up line nie. Willie wil weet oor die Here, want hy het iets in Sally se lewe daarin raak gesien. Sally se probleem is, sy weet nie genoeg nie. Sy's baie lief vir die Here, en sy's lief vir die kerk, en sy lees haar Bybel, en sy bid, en sy's lief vir haar medemens, maar sy raak heeltemal verboureerd as sy moet verduidelik vir iemand hoekom sy glo, en sy kan ook nie regwaar sê hoekom nie. En dan is sy ook daarby bang dat sy dalk 'n gek van haarself gaan maak, dat sy iets gaan doen of sê wat maak dat ander mense of Willie dalk vir haar lag. Maar liewe vriende, ten minste leef Sally op so 'n manier dat mense rondom haar kan raak sien, sy is 'n kind van die Here. Ek vra weer vir jou,
Het iemand al ooit vir jou gevra oor jou geloof? Matteus 5 vers 14 staan, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op, dit sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Daar is sekere mense wat se lampies maar baie dof skyn. En ek dink sekere mense wat 'n baie dik emmer, staalemmer oor daai lampie dalk sit. Mense wat redeneer, maar wat ek glo is privaat. Dis 'n saak tussen my en God, dis nie iets waaroor ek met ander mense wil praat nie, en in elk geval, watter reg het ek om my geloof in ander mense se keelgatte af te trek? Dit gaan nie oor jou reg nie, dit gaan oor jou verantwoordelikheid. Jy het iets wat ander mense kan help. Jy het die kennis en die woorde wat mense tot verlossing kan bring. Letterlik in jou brein is daar kennis wat mense kan help om hemel toe of hel toe te gaan. Maar jy dink jy moet eerder stil bly. Jy moet dit vir jouself hou. Anders mense sê, maar ek is net 'n bietjie skaam. Ek praat nie so maklik voor mense. Wel, in die eerste plek, jy moet so leef dat jou hele lewe eintlik so is dat mense die Here kan raak sien, dat jou getuienis is. Woorde moet eintlik half oorbodig wees. Maar Petrus sê ook hierso, dat jy moet gereed wees met 'n antwoord. Jy moet bereid wees om te praat, dis deel van jou getuienis. En hy sê self, al word jy vervolg, self al slaan jy jou naam met 'n plank, maak jy 'n gek van jouself. Staan op vir die Here, dit wat jy in glo. Praat oor hoekom jy glo, hoekom is ek lief vir die Here. Moenie bang wees om uit te staan nie, om teen die stroom op te swem nie. Dis net 'n dooie vis wat saam met die stroom drywe. 'n Lewende vis swem teen die stroom. Nou, daar is 'n tipe rispe. Hulle noem hom die optogrispe. Ek het nou die Engelse woord vergeet, maar dis in Afrikaans is die optogrispe. En hierdie rispe het die manier dat hy die eerste een loop, en dan begin al die ander rispes begin die voorste rispe loop. En hulle volg daai rispe, hulle dink glad nie vir hulle self nie, hulle loop net agter hierdie rispe aan. So in 'n rytjie loop al hierdie rispes. 'n Franse navorser, Jean Henri Faber, het gewys op 'n dag hoe onbuigbaar hierdie wurms is in hulle navolging van die een wat voorloop. Hy het die voorste wurm gelei om op die rand van 'n blompot te loop. En die ander wurms het opgekruip en agter hierdie wurm begin aanloop tot die een wat voor is by die laaste een gekom het. En toe hy laaste een begin volg. Daai wurms het 3-4 dae lank het hulle die hele tyd om hierdie pot se rand geloop, totdat hulle van uitputting en honger later begin afval het. Liewe vriend, jong mens, jy is nie 'n optog rispe nie. Jy is nie gemaak om net 'n volgeling te wees en agter die crowd aan te gaan. Jy is gemaak as 'n verteenwoordiger van God, 'n ambassadeur wat vir hom moet opstaan en uitstaan. Jy is gemaak om jou lig te laat skyn op so 'n manier dat ander mense, dat dit hulle lewens verhelder, dat dit ander mense wat in duisternis lewe kan hoop gee. Jy's gemaak om die lewe in oorvloed te geniet, elke dag te leef uit die vreugde en die vrede en die hoop wat God in jou hart uitstort, en in alles en deur alles God te verheerlik. Jy is nie gemaak net om vir jouself te leef nie. Jy is gemaak om op so 'n manier te leef, sodat daardie ellendige arme kind by jou skool of by jou werk, wat in 'n huis groot geword het, waar aan nooit kerk toe gegaan is nie,
of nooit oor die Here gepraat is nie, dat hy die Here se liefde in jou lewe kan raak sien en aangetrek daarna sal word en na jou sal stap en vir jou vra, vertel my meer. Is jy reg met 'n antwoord? Amen. Liewe vriende, dit is 'n wonderlike geleentheid en 'n voorreg om 'n klomp jong mense te mag voorstel wat belydenis van geloof aflê. En dan het ons vanoggend ook die voorreg om 2 volwassenes voor te stel, 'n broer en 'n suster. Voor ek hulle vorentoe roep, wil ek net sê, ek sê dit elke jaar, dat hulle was 'n besonderse klomp jong mense hierdie belydennisklas, en ek is altyd, dit is 'n bietjie hartseer as ons op hierdie dag kom, want ek gaan hulle mis. Ek weet ek sien hulle nog, maar dis nooit weer dieselfde nie. Maar dit was vir my 'n voorreg om 'n jaar saam met julle te kon journey, en vir julle te kon leer ken, en saam met julle die Bybel te ontdek en oor die lewe te gesels. En van my kant af ook, ek hoop hierdie dag is vir julle wonderlik, en ja, dankie dat julle so oulike klasie was. Ek gaan dan nou die volgende persone na vorentoe roep. Elkeen moes 'n briefie skryf waarin hy moes motiveer hoekom hy of sy voorgestel word, en ek gaan dan net so 'n lyntjie of 2 lees uit hierdie brief, as ook 'n deel van hulle persoonlike getuienis. Die eerste een wat ek na vore roep, Danel Blighnout. Danel sê, maak nie saak hoe alleen geestelik of emosioneel ek is nie, ek is werklik nooit alleen nie, want God hoor my elke gedagte en gebed. Darius Fourie. Darius vertel van 'n moeilike tyd wat hy in sy lewe deurgegaan het, en wat hy voel hy het in 'n donker put gesit, maar toe besluit ek een aand om te bid. Daardie aand het God weer vir my lig gewys. Dit het nie dadelik al my probleme opgelos nie, maar hy het dinge makliker en meer hanteerbaar gemaak, toe ek nie geweet het wat om te doen nie. Carlies Lourens vertel ook oor 'n moeilike tyd in haar lewe. Onder die swaar donker wolk het ek God se goedheid ervaar en geweet diep in my hart dat ek nooit weer sonder hom wil voortgaan nie. Ek het besef, al verloor jy die groot dele van jou hart, dat hy my nooit alleen gelos het nie. He's closer than you can ever imagine. Keandre Thuise. Keandre skryf, my verhouding met die Here was nie altyd maklik, perfek of konstant nie. Daar was tye wat ek nader gevoel het en tye waar ek afgedwaal het of nie seker was nie, maar oor tyd het ek besef hoe belangrik hy regter vir my is en dat hy nog altyd daar vir my was. Al het dit my lank gevat om te besef, is hy die een wat my liefhet deur my swak tye en my foute. Landai McLeod sê, die mooiste ding van Jesus vir my is sy liefde. Ek besef niemand is perfek nie, maar ek wil streef om lief te hê soos Jesus. Ek wil graag my lewe met die Here vorentoe bou deur die trane en gelukkige oomblikke. En dan roep ek ook vir Stefan de Ridder vorentoe. Stefan sê, die kerk en almal in die kerk is soos 'n tweede familie, vriende. As iets fout is, wanneer ek sukkel, kan ek na hulle toe kom vir hulp en antwoorde. Julle herinner my, leer my en help my op die regte pad, gee my moed om harder te probeer om die woord te volg. Stephanie de Ridder sê, om diensbaar te wees en my plek in die liggaam van Christus in te neem is 'n voorreg. So deel ek ook my gawes met 'n gemeente wat saam groei in geloof, vir mekaar omgee en ondersteun en wat ons lig in die wêreld laat skyn. Stephanie, Stefan, liewe jong mense, liewe gemeente, vriende. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap oor hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop. Julle almal is gedoop en vandag op 'n manier sê julle vir die Here ja op al die beloftes wat U met die doop aan ons gemaak het.
Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy met die mond bely wat jy ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan al die aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit jou opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Aangesien ons oortuig is dat jy genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk het, en dat jy en ons is ook oortuig van julle persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming gegee dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê. Daarom versoek ek nou dat julle voor God en sy gemeente op die volgende vrae opreg sal antwoord. Glo julle dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof julle om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in hierdie belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerf? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser en saligmaker is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor ander en aktief deel te neem aan die werksaamhede van die kerk? En aanvaar jy jou medegelowiges dat hulle die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? So, ek gaan begin kom ons begin hier by Stefan en by Stephanie, en daarna gaan ek oor na julle toe, en dan is daar ook 'n boodskapie van julle ouers wat ons gaan speel na elke antwoord. Stefan, jou antwoord? Ja. Stephanie, jou antwoord? OK, nou begin ons nou alfabeties by Danel. Ja, Danel, jou antwoord? OK. Goeiemôre Danel. Ek wil graag vir jou 'n stukkie lees uit Numeri 6, hoofstuk 22 tot 26. En die Here het Moses gespreek en gesê: Spreek met Aaron en die seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Liefde, die woorde wat pappa nou vir jou gelees het, mag dalk 'n bietjie vreemd klink omdat dit in Afrikaans is, maar jy ken hierdie woorde net in 'n ander taal, en daarom wil mamma graag dit vir jou lees, soos wat jy dit ken. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav alecha v'chuneka, Yesa Adonai panav alecha v'yasem lecha shalom. Liefde, ons is baie lief vir jou en ons is baie trots op jou, en ons weet, wat ook al jy in jou toekoms gaan aanpak, gaan 'n sukses wees, omdat jou fondasie reg is. Baie liefde en sterkte. Darius, jou antwoord? OK. By Darius, my en pappa se gunsteling Bybelversie aan jou is Psalm 91 vers 14. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. In baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly wees. Maak nie saak wat jy in die lewe doen vandag, en vir jou toekoms ook. Vertrou op die Here, en laat hy jou stuurman wees, en hy sal die res van jou lewe sal hy elke dag, elke tree saam met jou wees. Dis ons wens aan jou vir die toekoms. Baie geluk en baie sterkte. Carlies, wat is jou antwoord? Lees Romeine 10 vers 9. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Sissie, Lisie, Carlies, mama is baie trots op jou,
en wees altyd die dogter wat jy is. En die mamma is so trots op die meisie wat jy geword het. Jy sal jou hart altyd vir almal gee en mamma is baie lief vir jou. Môre my liewe kind, ek wil net vanoggend vir jou sê, ek is baie trots op die pragtige jong dame wat jy geword het. Lisie, bly altyd die mooi dogtertjie wat jy is. Daar waar jy vandag vir die gemeente staan, en mees belangrikste vir God, waar jy baie belangrike besluit in jou lewe maak. Hou so aan my kind, ek bly trots op jou, en onthou altyd Efesiërs 4 vers 13, in jou pad vorentoe in die lewe. Ek is baie lief vir jou van jou papa. Keandre, wat is jou antwoord? Ja, André, ek wil net sê, baie geluk met jou aanneming voorstelling. Papa, op jou alle sterkte vir die lewe toe. Weet dat daar nog baie obstruksies in jou lewe gaan kom in die toekoms. Maar as jy God in jou hart het en hom kies as jou verlosser, is daar niks wat jy nie kan oorwin in die lewe nie. My liewe seun, met jou aanneming en voorstelling vandag wil ek hê jy moet onthou, jy is gekies en jy het 'n spesiale doel. Net soos jy 'n goalie op die hokkieveld is, staan jy vas, jy beskerm en jy gee nooit pad nie, so sal jy deur die lewe gaan. Onthou, as uitdagings kom, kyk die uitdagings in die oë en staan sterk, want jy is nooit alleen nie. En onthou elke keer as jy 'n bal syf op die hokkieveld en jy kyk na my en ek wys vir jou goed gedoen, so sal ek altyd trots wees op jou. Lief vir jou. Landai? Liewe Landai, seker die dag wat ek uitgevind is ek is swanger met jou, het ouma Tersa vir my geleer om vir jou te bid. En ek het gewonder wat bid mens nou vir hierdie klein mensie wat jy nie eers ken nie. Maar ek het begin bid en my gebed was altyd dieselfde. My gebed was dat Here, laat ons kind, u kind wees. Want mamma het geweet, as jy 'n verhouding met die Here het, dan sal jy al die aanslae van die lewe kan hanteer, die goed en die sleg. En dit is steeds my gebed vir jou op die pad vorentoe, dat jy nooit sal afwyk nie, dat jy altyd 'n verhouding met die Here sal hê. Ons is lief vir jou en papa gaan nou vir jou 'n versie gee. Ek wil ook net sê, onthou, wat ook al die lewe vir jou gooi, God is aan jou kant, so jy sal goed uitkom. Versie wat ek verlees is 'n vers wat vir my ook gegee is, wat baie vir my beteken, Filippense 4 vers 13, wat sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Dis al wat jy moet onthou. Maak saak wie of wat in jou is, hy is vir jou, so enigiets is moontlik. Liewe jong mense, Stefan, Stephanie, op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van Oudtshoorn Moedergemeente. Julle mag vir hulle lekker hande klap. Vriende, ek gaan nou vir die vanjaar se belydenisklas vra om vorentoe kom. Hulle gaan vir hulle elkeen 'n kruisie oorhandig en dan ook van die kerkraad wat ek vooraf gereël het, wat ook gaan kom gelukwens. Baie geluk. Vriende, terwyl hulle so gelukwens, wil ek net gou sê aan die mammas en die pappas en die oumas en die oupas wat vandag hier is. Wil julle gou vir my staan asseblief? Die mammas, die pappas, oumas en oupas.
En dan, as hy enige ander familielid is, boeties, sissies, ooms, tannies, kan julle ook vir my staan? En daar sê hy, baie dankie. En as daar nou van julle is wat spesiaal hier vandag is, want dis vriende van jou, dis 'n goeie vriend, of is die bure se kind, of is iemand wie koneksie het, staan asseblief. Ja, sê. Ek wil gou hê, julle wat hier voor staan, moet uitkyk oor hierdie klomp mense. En dan moet julle weet dat julle vandag hier kan staan, is omdat hier mense is, wat vir julle lief is en vir julle bid. Maar soos wat hulle nou staan, kan ek vir die hele gemeente gevra het om te staan. Want weet julle, ons as 'n gemeente bid gereeld vir ons kinders. Ons bid gereeld vir mekaar. En daarom, hierdie is julle familie. Ons is almal julle familie. Mag julle dit ook so ervaar, dat hierdie gemeente julle innig en diep lief het. En vir julle wat saam met hulle op hierdie pad gestap het tot nou toe. 'n Paar van hulle het in hulle briefies verskriklike mooi goed geskryf oor 'n mamma of 'n ouma of iemand wat hulle op hierdie pad gehelp het. Dankie, dankie, dankie daarvoor. Julle kan maar eers weer sit. Vriende, ons gaan nou staan en dan gaan ons hulle toesing lied 269. Dit is 'n seënlied en ja, ek gaan eers vir ons 'n gebed doen en daarna dan gaan ons daai lied sing en as ons klaar die lied gesing is, dan kan julle maar weer gaan sit. Okay. As julle die vrymoedigheid het, dan is julle welkom om saam met my julle hande net voor na hulle uit te steek, het ek net vir hulle seën. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat U geroep het en hulle geantwoord het. Dankie Here vir elkeen wat vanoggend hier voor staan in wie se hart U liefde leef. En dankie dat hulle die vrymoedigheid vanoggend gehad het om dit ook teenoor ons te kan bely. Dat ons ook weer deur hulle geloof geïnspireer en versterk kan word. Ag Here, ek bid nou vir die pad wat vorentoe is, vir hulle pad na skool, vir studies, vir werk, al die uitdagings wat voor lê. Here, dat U saam met hulle die pad sal stap, dat hulle elke dag sal voel en ervaar, daar's 'n Here wat hulle liefhet, wat hulle nooit alleen los nie. Die dinge waar hulle droom, hulle ambisies, hulle loopbane, hulle studies, hulle werk, hulle toekomstige man en vrou, ag Here, in al hierdie dinge, wil U by hulle wees, wil U vir hulle help om wyse besluite en keuses te maak. Seën hulle, Here, met U goedheid en vrede en liefde, elke dag, hulle hele lewe lank. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.